Hallo vriende, en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons lewe in 'n tyd waar tyd so sand deur ons vingers gly. Ons is altyd besig, altyd op pad, en dikwels voel dit of die dae net verbyvlieg, sonder dat ons werklik leef. Vandag kyk ons hoe ons elke dag met nuwe oë kan sien. Ons skrifgedeelte kom uit Efesiërs 5 vers 15 tot 16, wat soos volg lees. Wees dan baie versigtig hoe julle lewe, nie as onverstandige mense nie, maar as verstandige mense. Maak die meeste uit elke geleentheid, want die dae is vol boosheid. Wanneer ons hierdie woorde van die apostel Paulus binne sy historiese konteks lees, kry dit skielik 'n baie skerper betekenis. Paulus skryf hierdie brief vanuit die gevangenis in Rome. Hy leef onder streng toesig en sy toekoms is onseker. Hy is nie besig om 'n lewensfilosofie uit sy gemaakstoel te verkondig nie. Hy praat vanuit 'n plek waar tyd werklik kosbaar is. Die Griekse woord wat Paulus hier vir geleentheid gebruik is kairos. Dit verwys nie na 'n algemene verloop van tyd, soos sekondes of minute nie, maar na 'n bepaalde oomblik of 'n gunstige geleentheid wat God op ons pad plaas. In die eerste eeu was Efese 'n groot woelige stad. Die lewe daar was vol versoekings en afleidings wat mense se aandag weggelei het van wat werklik saak maak. Paulus moedig die gelowiges aan om nie soos mense sonder koers rond te dwaal nie, maar om elke oomblik bewustelik te gebruik om God te verheerlik. Om die meeste van die geleentheid te maak, beteken nie dat ons nog meer goed op ons reeds oorlaaide to-do-lyste moet sit nie. Dit gaan oor die ingesteldheid van ons harte. Dit beteken dat ons elke interaksie, of dit by die werk, by die huis of in die ry by die winkel is, sien as 'n geleentheid om God se liefde en wysheid te wys. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die werklike waarde van jou dag word nie bepaal deur hoeveel jy gedoen het nie, maar deur hoe naby jy aan God geleef het en hoe jy sy lig in die lewens van ander laat skyn het. Wanneer die lewe gejaagd raak, onthou dat God elke dag met 'n doel toevertrou. Elke ontmoeting met 'n buurman, elke uitdaging by die werk is 'n kairos oomblik, 'n oomblik waar God deur jou wil werk. Moenie toelaat dat die boosheid van die dae jou beroof van die vreugde om vandag werklik teenwoordig te wees nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die geskenk van hierdie dag. U het my lewe met doel beklee en elke oomblik in u hande gehou. Vergewe my waar ek tyd gemors het op dinge wat nie saak maak nie, of waar ek geleenthede misgeloop het om die evangelie met ander te deel of 'n goeie disipel van u te wees. Help my vandag om met oop oë te leef, sodat ek die geleenthede wat u vir my skep, kan raak sien. Maak my sensitief vir die mense rondom my en gebruik my as u instrument. Lei my deur u gees om verstandig te lewe en elke sekonde te benut vir u eer. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.